Goeiedag en welkom by ons videoboodskap vir die week. Ek hoor hierdie week die mooiste storie van 'n fotograaf wat graad eentjies by die skool gaan afneem het. En terwyl hy so afneem, vra hy vir een van die dogtertjies, "Wat gaan jy wees as jy groot is?" Sy kyk op na hom toe en antwoord, "Moeg." Ek het lekker gelag want ek dink baie van ons kan met haar woorde vereenselwig. Ons voel moeg. Ek dink ook sy hoor dalk hierdie woorde, "Ek is moeg." Seker nogal baie by die groot mense in haar lewe. Elke dag neem ek en jy 'n klomp keuses. Baie van dit bewustelik, soms onbewustelik. Maar iewers moet ons leer om die lyn te kan trek en te kan sê, hierdie kies ek. En ek beheer my tyd ook saam met hierdie keuse. Daar gaan altyd nog 'n vergadering, nog 'n verantwoordelikheid, nog 'n buitemuurse aktiwiteit vir my kinders wees. Maar iewers moet ek kan sê, ek stop. 'n Vriendin verduidelik vir my so mooi hierdie week toe ek met haar sit en kuier, dat sy sê dit voel vir haar of sy besig is om weg te sink. En ons is eintlik in kwartaal 1. Sy sê dit voel of sy in 'n bad water is en iemand het daai prop uitgetrek en sy is net besig om saam met hierdie water stadig maar stadig uit die prop uit weg te beweeg. Dis nie waar die Here ons in ons lewens wil hê nie. Lank terug het 'n mentor in my lewe my 'n lewensles geleer wat ek altyd in my hart hou as ek keuses moet neem oor tyd. Hy het vir my gesê, wat ons suksesvol maak, is nie wat ons ken, ons kennis nie. Dis ook nie 'n lucky break nie, maar dis hoeveel tyd ons gee vir die mense vir wie ons lief is. Miskien val dit ook soms so snaakserig op jou oor vandag. Voel nie altyd of dit die goed is wat ons moet suksesvol maak nie, of harde werk, of meer leer, of slimmer wees, eintlik die goed is wat sukses veroorsaak. Maar ek het die groot les by hom geleer, dat om regtig tyd te spandeer, saam met die mense vir wie ek lief is, my die energie te gee, om in hierdie lewe voluit te kan lewe. As ons in hierdie omgewing so ingesluk word deur hierdie besig wees monster, dan vergeet ons om uit te kom by wie en wat ons waarlik lief voor is. En dan herinner dit my sommer net aan hierdie mooi gedeelte waar Jesus om die mense gesit het in Matteus 11 en waar hy vir hulle gesê het, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek gaan julle rus gee. En dan herinner ek myself so baie keer dat ons net by hom moet gaan sit. Dalk gaan my probleme en my hoeveelheid verantwoordelikhede nie minder word of wegraak nie, maar hy gaan my 'n diep rus en vrede leer ken te midde daarvan. En dis my wens vir jou. Mag jy genoeg stop en by Jesus gaan sit, sodat jy sy vrede en sy genesende teenwoordigheid in jou lewe kan ken.